Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Numeri 21 te lees en hier word verskeie gebeurtenisse tydens Israel se reis na die beloofde land uitgebeeld. Die Here gee oorwinning oor die Kanaanitiese koning van Arad. Later kla die volk weer teen God en Moses, waarna die Here giftige slange stuur. Nadat die volk berou toon, beveel God Moses om 'n koperslang op 'n paal op te rig en elkeen wat daarna kyk bly lewe. En dan sluit die hoofstuk af met Israel se oorwinnings oor die Amoritiese koning Sihon en Og. En in hierdie hoofstuk openbaar word iets van God se heiligheid en sy genade vir ons geopenbaar. Die volk se sonde bring oordeel, maar God voorsien 'n weg van redding deur die koperslang. En hierdie gebeurtenis wys direk vooruit na Jesus Christus, wat aan die kruis verhoog is, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God is ook die een wat sy volk die oorwinning gee oor hulle vyande en hulle veilig na die vervulling van sy beloftes lei. Die teksgedeeltes wat hier vir my uitstaan is Numeri 21 vers 19. Verskoon tog, 21 vers 9. Toe iemand deur 'n slang gepik was en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. En dit laat my dink aan Johannes 3 vers 14 waar Jesus sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Ons sien dus, God oordeel sonde, maar hy voorsien in sy genade die verlosser, die weg tot redding vir die wat in geloof op sy voorsiening vertrou. Soos Israel na die koperslang moes kyk om te lewe, word ons geroep om in geloof na Jesus Christus te kyk en die ewige lewe te ontvang. Ek wil graag met jou enkele gedagtes aangaande die teks deel, maar voor ek daarmee begin, wil ek net die inleidende kommentaar lees oor Numeri 21 vanuit die Bybel in praktyk, eerste uitgawe in druk 1993. En hulle sê, in hierdie gedeelte word daar teruggekyk en ook vorentoe. Die laaste van die reeks opstande teen die Here, verse 1 tot 9, en nog 'n ramp wat Israel tref vanweë hulle ongehoorsaamheid, verse 1 tot 18 word opgenoem. Die laaste van die generasie wat in opstand gekom het teen die Here en eers moes uitsterf, kom nou ook aan hulle einde. 'n Nuwe geslag Israeliete staan egter gereed om die land binne te gaan. Wat hier met hulle gebeur, wys nou vorentoe na die gebeure wat moes kom. Hulle trek deur die gebied oos van die beloofde land, wen 'n aantal veldslae as 'n vooruitskouing van wat moes kom, en word dan geseën terwyl hulle stelling inneem reg oor teenoor Jerigo, wat ons môre van sal lees in Numeri 22. 'n Paar gedagtes wat ek met jou wil deel aangaande die geteks wat my opval. Eerstens sien ek weer eens dat ons menslike ongeduld en murmurering, ons geneigtheid om te kla, bedroef die Here. Die volk het weer teen God en Moses gekla en God se voorsiening gering geag. En 'n ondankbare hart maak hulle en ook my en jou blind vir God se goedheid. Maar sonde bring ook ernstige gevolge, want ons sien dan dat giftige slange gegee word as teken van God se heilige oordeel oor die volk se rebellie. So kom ek en jy onthou hieruit dat God sonde ernstig opneem en die gevolge daarvan werklik is. Al leef ons in 'n genadetyd, is daar dodelike gevolge op sonde. Ek sien ook iets van God se genade en sy redding wat hy voorsien. Selfs nadat die volk alweer gemurmureer het en gekla, gemoan en gegroan, as ek dit so mooi in Engels kan sê, het God 'n middel van genesing gegee. En ek dank hom dat sy genade groter is as ons sonde wanneer ons in geloof na hom toe terugkeer. Ek sien ook iets hiervan dat geloof beteken om op God se voorsiening te vertrou. Die mense moes nadat hulle gepik was deur die slang opkyk na die koperslang in geloof. En dit laat my dink aan Romeine 1 vers 17, die 83 Afrikaanse vertaling. Die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Ons redding
ontvang ons slegs deur geloof in God se voorsiening, nie deur my en jou prestasies nie. En dan ook, ek kan nie aangaan sonder om te sê, in hierdie deel sien ek ook dat God oorwinning aan sy volk gee nie. Die oorwinnings oor Sion en Og dui op God se getrouheid aan sy beloftes. En Romeine 8 vers 37, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons krag gee. God is magtig om struikelblokke en vyande te oorwin. Ek en jy moet glo en vertrou op hom. Hierdie deel wys direk heen na Jesus Christus. 1. Die koperslang. Jesus het self daarna verwys. Ek het reeds Johannes 3 vers 14 vir jou voorgehou. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Maar Christus het ook die vloek van sonde gedra, want die slang is simbool van oordeel en sonde wys daarop dat Christus ons sonde en oordeel op hom geneem het. Jesus is ook ons bron van lewe, soos wat die Israeliete fisiese herstel en lewe ontvang het deur na die slang te kyk, gee Jesus Christus aan my en jou geestelike en die ewige lewe, wat nou begin van wanneer ons wedergebore word. Kom ek en jy oorweeg vandag bidend saam. Kom ons eerstens kies om ons sonde te bely en terug te keer na die Here wanneer ons afdwaal. Tweedens, kom ons kies om in geloof op God se genadige voorsiening te vertrou. En dan kom ons bely enige ondankbaarheid en klaarheid in ons lewe en ons doen dit so maklik. Onthou, wat jou omstandighede ook al vandag is, moenie moed verloor nie. God bly getrou aan sy beloftes. Vertrou dat hy die stryd namens jou en my as sy kinders voer. Groete en seënwense.